Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Paulus skryf in Galasiërs 3 vers 10 tot 14. Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet val onder die vloek. Want daar staan geskrywe, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. By die wet gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad. Want daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plekke vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Ja, Christus het in ons plekke vloek geword en ons word nou ontvangers van God se seën, die Vader se seën deur Christus. En daarvoor kan ons net vir Here dankie sê. Ons ook weet, daar's niks wat ons kan bydra enigsins vir ons verlossing nie. Ons moet dit net glo, ons harte oopmaak en dit ontvang. Ek gaan lees 1 Johannes 4 vers 7 tot 21. 1 Johannes 4 vers 7 tot 21, ons fokusvers is vers 18. 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hierdan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy Gees gegee en ons gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as 'n redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde, wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag straf, en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Vers 18, waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ja, ek is besig met die reeks oor vrees. Dis nou, en ek wil ook nou vanoggend eindig met die reeks, hoe om van vrees ontslae te raak, bevryding van vrees. En die eerste een was gewees sonde, nê? Sonde waarmee jy besig is, bring vrees in jou lewe. Dis wat Adam en Eva ervaar het, nadat hulle gesondig, die eerste emosie wat hulle ervaar het, was vrees. En Jesus natuurlik, ons moet ons skuld bely en vergifnis ontvang in Christus. En dis hoe ons ook vrykom van die vrees wat die sonde meebring. Dan het ons ook stilgestaan te sê, maar ook die vrees van die Here verdryf alle ander vrese, want God is mos alomteenwoordig en almagtig, en deur hom te vrees kan jy ook ander vrese in jou lewe oorwin.
En vanoggend gaan dit oor die volmaakte liefde in Christus, verdryf vrees. Hoekom kyk ons so na vrees en angs? Nee, want dit is nogal 'n siekte van ons tyd, sê hulle. Nee, hulle sê, navorsing wat ek gelees het, dit eintlik ander dinge al verbygegaan, die ander siektes en dinge. Baie mense leef heeltyd met 'n mate van vrees, angstigheid in hulle hart, oor alles wat in die toekoms verkeerd kan loop. Nee, wat gaan volgende jaar gebeur? Na die vakansie, wat gaan nou gebeur die vakansie? Baie mense het selfs vrees as die familie so bymekaar kom, want daai oom is 'n moeilike ou, nee, en hy gaan my nou weer bietjie treiter of wat ook al, nee. En so het ons heeltyd vrees oor dinge, nee, as die families bymekaar en beklei ons dalk baie keer. Wat gaan die nuwe skooljaar inhou? Ek gaan dalk hoërskool toe, en ek hoor dis baie moeiliker as laerskool. Gaan ek dit maak? Nee. Universiteit toe. Of ek moet 'n werk kry volgende jaar, gaan ek 'n werk kry volgende jaar? Nee, gaan ek vriende hê? Want my skoolpelle, hulle gaan na 'n ander hoërskool toe en ek gaan alleen na die skool toe, byvoorbeeld, nee. Werk. Gaan my besigheid dit maak? Weet, Desember, dit mos net 2 weke. Nee, dan stop alles. So ek het 2 weke om genoeg inkomste te kom, my salarisse en dinge te betaal. Ek loop met hierdie angs en vrees en dit is nog net 'n week oor. So kan ons aangaan. Ons weet daar's gesonde vrees, net 'n paar keer dit al genoem, om in hierdie sondegevalle wêreld te kan oorleef. Jy moet maar bietjie bang wees vir elektrisiteit, anders dik jy jou vinger aan dan word jy lekker geskok. Of hoogtes, jy moet nie van te hoë plekke afspring nie, jy gaan seer kry. Daai gesonde vrees, jy moet ook bietjie vrees hê om voor te berei vir eksamen. As jy net lekker niks alles kalm vat, gaan jy dit nie maak nie. Daar is ook gesonde vrees. Maar ons praat nie daarvan nie. Ons praat van daai angstigheid oor alles in die toekoms. Wat lê alles voor? En dan hierdie permanente mate van vrees word ook nog versterk. Jy hoor van mense wat 'n ongeluk deurgegaan het of rampe getref het. Dink jy enige tyd kan met my ook gebeur? Wat lê voor? En jy het hierdie beklemming in die hart, En ons weet, dit het 'n effek op jou hele liggaam. Dit maak jou siek eintlik. As jy heeltyd met hierdie benoudheid, angstigheid lewe oor wat die toekoms inhou. En Johannes gee vir ons ook weer hier nog 'n oplossing. Ons nou al gehoor 'n paar oplossings, en daar's seker nog baie meer. Maar is elke keer in Christus nie. Hy gee vir ons hier nog 'n oplossing in vers 18, waar hy sê, waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. So, die volmaakte liefde in Christus verdryf vrees en angs uit jou lewe uit. Volmaakte liefde verdryf dit. Maar ongelukkig, ons leef in 'n sondegevalle wêreld, ons leef in 'n wêreld wat los van die Here leef, en ons val maklik in by die wêreldse stelsel. En wat sê die wêreld? Al is ons gelowiges, en ons glo in God, He's my provider, ons het nou gesing. Ons sing dit en so, maar ons vergeet dit maklik, want as ons daar buite uitgaan maandag en so, leef ons waar almal 'n ander stelsel leef. En wat sê die wêreld? Die wêreld se standaard is, jy ontvang wat jy verdien. Dis hoe die wêreldstelsel werk. Jy ontvang wat jy verdien. En dit lei tot vrees. Johannes noem dit vrees verwag straf. Dis wat Johannes dit noem in ons fokusvers. Vrees verwag straf. Jy ontvang wat jy verdien, want niemand kan altyd reg wees nie. Niemand is volmaak nie. So vrees verwag straf. Jy ontvang wat jy verdien. En dis wat die wêreld sê. Die skole, oral, jy ontvang wat jy verdien. Dis die wêreldse stelsel. Pas op daarvoor. Jy ontvang wat jy verdien. Dis 'n wettiese stelsel, en dan kom maar 'n vrees. Ek gaan nie aan die maatstaf voldoen nie. Ek kan dalk nie goed genoeg wees nie. En dan volg straf in die vorm van verwerping. As ek nie goed genoeg is nie, dan ontvang ek verwerping, dan straf daar verwerping, want ek is nie goed genoeg nie. Volgens die wêreldse stelsel. En verwerping is seker die mees pynlikste menslike ervaring. Verwerping.
om verwerp te word. Net dis pynlik. Ek het nou al so, nou en dan hier oor die naweek kyk jy 'n ou fliek, en dan gaan dit baie keer oor skool, daai boelies, wat jou mense afkraak en verwerp. En dis pynlik. En dan word daai mense mos nou groot, net daai verwerping en dan lê reunie weer voor, en dan is dit weer daai hele skaamte en alles, verwerping kom weer oor jou, as jy na die reunie toe gaan, wat ook al. Dis seker die pynlikste ervaring om verwerp te word. Om deur 'n egskeiding te gaan waar jou huweliksmaat die pad gevat en iemand anders te gekies het. Dit is pynlik. Dis nou ekstreme, maar dat gebeur so baie keer. Ek voldoen nie aan die maatstaf nie, en dan gaan ek ontvang wat ek verdien, en die straf is verwerping. Vrees, verwag straf. Vrees vir mislukking is seker die nommer 1 dryfveer in die lewe. Baie kinders werk verskriklik hard, om aan standaarde te voldoen wat hulle self vir hulle gestel het, of wat dalk hulle ouers vir hulle gestel het. En volgende jaar gaan ons nou weer die matriekuitslae kry hier in Januarie, skat ek, En dan hoor mens baie keer dat jong mense wat matriek geskryf het, pleeg selfmoord. Want het nie daai punte behaal wat hulle vir hulle self gestel het nie. Of wat hulle ouers dalk vir hulle gestel het. Vrees vir mislukking, my besigheid, in sport, selfs in die kerk, vrees vir mislukking. Ons moet nie hier deur vrees gedryf word nie, ons moet net aanhou, die kerk se deure moet net nie toemaak nie. Jy moet gedryf word deur 'n visie, deur God se plan en doel, nie deur vrees. En dit is baie keer by predikante en pastore, geestelike leiers, word ook maar gedryf deur vrees vir mislukking. En werk harder en harder. En wat gebeur as jy so hard werk? Baie keer dan val jou gesin plat. Daai verhouding met jou huweliksmaat en kinders is nie daar nie. En alles val uit mekaar. Vrees vir mislukking. Altyd by werk, ek moet dit net maak. En dan, ek dink is 'n groot instrument in die hande van die vyand. Om dinge te breek, dat mekaar spat in jou lewe. En dan daai straf, bang vir daai straf van verwerping. En dan stel ons vir onsself ongeskrewe wette waaraan ons moet voldoen om aanvaar te word en om dan verwerping vry te spring. Daai vrees verwag straf. Ons soek onsself waarde baie keer in prestasies. As ek presteer, is ek iemand. As ek tweede is ek niks, niemand. Ons soek ons waarde in prestasies. Ek's dalk as kind, is ek dalk mishandel, of mense het my getrap, of hulle het my geboelie, of wat ook al En nou probeer ek opmaak daarvoor deur te presteer, om waarde te voel in my lewe. Of my agtergrond is volgens my nie goed genoeg nie, maar nou sal ek wys. En ek moet presteer, om waarde te probeer kry. In prestasies. Ek dink ook, sien ook mense wat ly, byvoorbeeld 'n jong meisie wat anoreksies is, dan weeg sy 50, dink nog steeds sy's vet. Wat 'n misleiding. Maar wat het baie keer gebeur? Dalk daar op skool het iemand van gesê, jy begin nou gewig aansit. En dit so vasgeslaan, en sy sal seker maak, sy nie gewig aansit. Dalk 'n smart ouetjie of wat ook al wat het gesê het. En dan word dit skeef getrek. En ek het dan beheer oor my liggaam, en ek sal sorg dat ek nie gewig aansit nie. En dan, weet wat die gevolge is. Ons soek ons waarde baie keer in prestasies, en dit lei tot perfeksionisme. En onthou, as jy 'n perfeksionis is, is niks in hierdie lewe goed genoeg nie. En jou lewe sal onvervuld bly. Jy dink as alles perfek is, gaan jy gelukkig wees, maar gaan altyd 'n fout wees. En jy sal nooit tevrede wees nie. Jy sal onvervuld bly lewe. En 'n perfeksionistiese bestaan is ondraaglik. Ondraaglik vir jouself en ook vir almal om jou. Jy maak dit vir almal om jou baie moeilik en ondraaglik. Byvoorbeeld in die huis, die kussings moet op 'n manier gepak word,
Jy weet, jy moet omtrent nie daar gaan sit nie, want dan is die kussing nie meer op sy plek nie. Nee. Sekere sitkamers mag nie gebruik word nie, want dis net as gaste kom byvoorbeeld. Nee, so iets. Die bed moet op 'n sekere manier opgemaak word. Die huis moet spotless wees. Die kar moet spotless wees. Daar word nie in my kar geëet nie. Ja, vir my is die lekkerste as ek hierso op die pad vat, nee, en daai snacks, nee, daai padkos word uitgehaal. Nou mors maar bietjie, dit is so. Maar dit is lekker. Maar nee, ons moet ry, is nog 2 ure dan stop ons, dan kan jy eet buite kan die kar. Seker goed. Vir sy perfeksionistiese bestaan. Dit maak jou lewe, dit versier jou lewe. Nie net jou vir jouself nie, vir almal om jou. Ook, dit versier jou lewe. Nee, en as die mense nie presteer soos ek dit wil hê nie, dan wys ek dit met afkeuring. Ongelukkig. Nee, want almal luister nie. Kyk daai kussing, waar lê daai kussing nou weer? Perfeksionisme konsentreer op die wet in plaas van liefde. Reëls in plaas van op verhoudings. Jy probeer mense beheer. En dan gee dit vir jou so 'n bietjie 'n mate van satisfaksie, maar ook nie heeltemal, want jy kan mense nie heeltemal beheer nie. Gaan heeltyd iets sien wat fout is. Ja, dit is swaar, né? En dan dink wat perfeksionistiese mense, hulle help ander, né, om vir hulle heeltyd te sê hoe hulle kan verbeter. Maar jy help nie daai mense nie. Hulle word nie beter, hulle word bitter. Dis wat in 'n perfeksionistiese huis gebeur. Die gesinslede word nie beter nie, hulle word bitter. Want niks is goed genoeg nie. Ja, ek het weet in die weermag, was nou 6 jaar in die weermag, het ek so bietjie so klap weg van perfeksionisme gehad, oor hoe 'n bed moet lyk en so, want die weermag nie eers op jou bed geslaap, want dis vir inspeksie. Hy lyk so vierkantig, al die hoeke is goed. Jy gebruik nie eens jou kas nie, want dis inspeksie klere wat daar is nie. Dis net 'n grap, dis net belaglik, En toe het ek ook nou gedink, daar's goeie wenke vir my huis, vir 'n baie gelukkige huisgesin, Nuttige wenke vir 'n gelukkige huis, en ek het probeer toepas in die huis. Ek dink is baie goeie riglyne hierdie, Ek sukkel om te sê, dis nie goed nie, dis goed, Maar as jy jou waarde hieraan koppel, as mense dit nie doen en jy word kwaad, daar raak dit verkeerd. As jy ongelukkig raak, wanneer jou gesinslede nie doen wat jy sê nie, soos byvoorbeeld, as jy klaar is, sit dit terug op sy plek. Ek dink is 'n goeie riglyn, maar moenie jou waarde daaraan koppel nie. As jy iets laat val, tel dit op. As jy die vertrek verlaat, sit alles af. Sulke malaai. As jy iets vuil maak, maak dit skoon. As dit oop maak, maak dit weer toe. As jy iets opgebruik het, gooi dit weg. As jy dit nou doen, sal jy dit nie vergeet nie. En ek het hierdie riglyne probeer toepas, met 2 klein kindertjies, met honde en almal en huishulp en natuurlik Elisabeth. En weet jy, ek het ongelukkig geraak en ek het vir almal dit ongelukkig gemaak. En dit het eintlik wenke geword vir as jy 'n ongelukkige huis wil hê. Ek dink die Bybel sê ook, as jy skoon stal wil hê, moet jy ook nie osse hê nie. So as jy so skoon huis wil hê, moet jy ook nie gesinslede hê nie. Moet jy maar alleen wees nie. En dit werk nie so. Veral as jy jou waarde hieraan begin koppel. Jou selfwaarde. Jy raak ongelukkig wanneer hulle mense dit nie doen. Dan word eintlik wenke vir 'n ongelukkige huis. En ja, ons glo baie keer dan ook, omdat ons so leef, glo ons ook, God is 'n perfeksionis. En hy gee aan ons wat ons verdien. Kyk net daai ongeluk wat daai ou oorgekom het. Kyk net, dit gaan dalk so, is dit miskien, wat is daar iets fout in daai persoon se lewe, dat die ding nou met hom gebeur het, Ons dink baie keer God is ook 'n perfeksionis. Hy gee wat ons verdien. En God is eintlik geïrriteerd met ons, want hy is die volmaakte God, en ons is nie volmaak nie, so enige tyd kan ek amper net 'n pak slaag, so 'n ramp my tref, 'n ongeluk my tref, want dis maar wat ek verdien. God is 'n bietjie geïrriteerd met my. Ongelukke, rampe, en dan het ek vrees waarmee ek leef, en ek veral daai vrees
verwerping van God. Maar ons moet weet, God is nie perfeksionis nie. Hy's 'n perfekte God, volmaakte God, perfek, maar hy's nie 'n perfeksionis nie. Dis nie wie God is nie. 'n Perfeksionis nie. God is volmaakte liefde in Christus en gee nie wat ons verdien nie, maar wat ons nodig het, en dit noem ons genade. Hy's 'n volmaakte, hy het volmaakte liefde. Nee, want hy's 'n perfekte God. Maar hy's nie perfeksionis nie. Hy het volmaakte liefde en gee aan ons nie wat ons verdien in Christus nie, maar wat ons nodig het. En dit is onvoorwaardelike liefde en aanvaarding. Dit is die mees basiese behoefte wat ons as mense het. Onvoorwaardelike liefde en aanvaarding. Dis wat hy vir ons gee in Christus. Nee? Want te veel van ons dink as ons perfek lewe, sal ons almal ons aanvaar, maar ons weet dit werk nie so nie. Al is jy die beste, gaan almal jou nie aanvaar nie, gaan mense jou in ek sleg sê om jou bietjie te probeer afbring. En daar was een persoon wat perfek, volmaak gelewe het en was Christus en het almal hom aanvaar. Nee, hulle het hom gekruisig, hom verwerp. So deur 'n perfekte lewe gaan jy nie aanvaarding verwerf nie, of liefde verwerf nie. Jy kan dit nie verdien nie, dis onvoorwaardelik. En dis wat God die Vader vir ons gee, in Christus. Wat 'n wonderlike God wat ons aanbid. Ek weet al die ander wêreldse godsdienste gaan daaroor, ek moet presteer in my godsdienst nie, dat ek moet wette nakom volgens daai godsdienstige reëls nie, en dan gaan ek geseën word en goed. En jy kan net nooit daarby uitkom nie. Maar die ware God kom in Christus en sê, Christus was aan jou plek volmaak. Onvoorwaardelike liefde en aanvaarding. Net dit is God se volmaakte liefde beteken, hy het ons eerste lief gehad. En dis wat staan in ons fokusverse ook. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Dit het hoekom ons lief het. So jy het nie iets verdien nie, jy het nie God eerste lief gehad of dinge gedoen en toe gee hy dit vir jou nie. Ons het net lief want God het ons eerste lief gehad. Dis onvoorwaardelik. Ag, ons kan soveel tekste, 1 Johannes 4 vers 10 sê, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Dit is wat die liefde beteken van God. En Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So, jy kan dit nie verdien. Jy moet aanvaar. Jy moet glo en aanvaar. So die boodskap aan ons wat so perfekte klap weg het, die perfektionistiese klap weg het, nee. Die boodskap is, Jesus was perfek in ons plek, sodat God ons nou ten volle lief het en aanvaar. Moenie probeer Jesus se werk te verbeter nie. Moenie dink jy moet ietsie bydra, hy het nie genoeg gedoen het nie. Moenie, jy gaan nie deur jou lewe enigstens iets kan verdien nie. Daar's niks wat jy kan bydra nie. Hy het moet dit klaar gedoen. Wat moet ons doen? Ek moet dit glo en aanvaar. Dis al. Ek moet glo en aanvaar en in sy rus ingaan. Ja. Glo en aanvaar dit vir vandag en ook eendag by die oordeelsdag. Ook eendag as ek sterf, dat ek nie vrees nie. Want Jesus is in my plek volmaak, perfek gewees. So ons soeke na liefde en aanvaarding eindig by God se volmaakte liefde aan die kruis. Dis die enigste plek. Dis die enigste plek. Hy mees basiese behoefte wat jy so probeer vervul deur jou werke, nee, vergeet daarvan. Soek dit by die kruis. Kry dit by die kruis. Dat God sê, maar jy is aanvaarbaar, want ek aanvaar jou in Christus. Jy is goed genoeg. Ek het jou lief. Nee, jy is die voorwerp van my liefde. En nou moet ons daaruit lewe. Net dat die rus kan ingaan. Lewe
in God se liefde en aanvaarding, in Christus. Lewe daarin. Want dit verdryf die vrees oor die toekoms, dan weet ek mos my lewe is in 'n genadige, liefdevolle Vader se hande. En hoe leef ek dit? Ons leef dit, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. So jy moet God se liefde ontvang in Christus en dit weggee, teruggee aan God die Vader en weggee aan die mense om jou. Lewe in daai liefde, wees daai kanaal van liefde, dat God die Vader se liefde en aanvaarding deur jou vloei, elke dag, ontvang dit in Christus, fokus daarop. Moenie dink, ek moet God meer lief hê nie, nee, vra die Heilige Gees om vir jou oë oop te maak, hoe lief God die Vader jou het, dan gaan dit outomaties deur jou kom. Fokus op God se liefde, nie op jou liefde nie. Nee, vra vir God, dan mag jy my openbaring van die Vaderliefde vir my. Ontvang dit in Christus, gee terug aan God die Vader en aan die mense om jou. Laat dit deur jou vloei. En dit was my so prakties gewees nou met die Kersfees in Claremont. Nee. Almal wat daar inkom, van begin tot einde, nee, daar's geen prestasie wat gevra word nie. Geen prestasie nie. Dit was net om God, die Vader se liefde in Christus uit te deel. Vanaf daai kind daar instap, nee, kry 'n koeldrank, kry iets, kry chips, pakkie lekkers, kry dit, gaan speel verniet, is net alles verniet. Daar's niks te koop nie, jy hoef nie te presteer nie. Net omdat jy is, wil ons God se liefde aan jou wys. Dit wat vir my so kragtig was. Ek weet ons is vandag fisies uitgeput, maar geestelik was dit so opbouend. Nee, is beter om te gee as om te ontvang, nee. Om net liefde uit te gee. Nee, worsrolletjie, slaai, alles, nee. Net liefde, met 'n smile. Ek hoop julle het gesmile terwyl julle dit gegee het. Was my so lekker, man. Daar was so baie sous gewees, ek wou meer gee, maar hulle wou nie so baie gehad het nie. En so, nee. Want dit is, jy gee net, dis prakties gewees, hoe ons God se sisteem geleef het. Dat sy liefde deur ons gevloei het. Om net te gee, daai persente. Hoe opgewonde is die kinders. Ek weet nie, ek hoop julle dit ook so beleef, ek glo so. Nee. Alles is net, God het jou eerste lief. Sien dit, proe dit, speel dit, maar glo dit. Nee, en dit wat ons ook probeer doen het. Met die woord wat verkondig is daar, wil in die wenspan en wat sê jy? Down, ekskuus, né? Ja, Jou en ook die Bybeltjies, né, daai klein Bybeltjies wat uitgedeel is met die EJ3 boodskappe en goeders. Wat 'n wonderlike geleentheid. Net dat die Here ons gekies het om dit te kon gaan doen het. Ek het verbaas gestaan. Ons is nie baie nie, maar wat die Here net kom doen het. Nee. En hoe ons lief het, omdat God ons eerste lief gehad het. Weet gister, die mense wat net mekaar uitgaan nie. Ek moes op 'n stadium hier sê, ons is mos nou klaar, nee. Ja, ons is daar toe. Wou gister al daar weer terugvoer gee. Hoe kan ons verbeter vir volgende jaar? Lyk my is klaar besluit. Nee. Almal is moeg, maar sit daar en praat hoe dit kan verbeter. Prys die Here. Dis net wonderlik. En ons dit is wie God is, 'n liefdevolle Vader wat jou onvoorwaardelik liefhet en aanvaar. Leef vanuit dit. Moenie vrees verwag straf. Prestasies, nee, as jy het jou prestasies, jy gaan dit nie maak nie, jy gaan vir jouself moeg maak en almal om jou gaan jy moeg maak. Lewe vanuit God se genade en liefde en aanvaarding. En dan sê die Here ook vir ons, ek weet mense skryf baie na hierdie vers, maar dit is so waar. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Ja, alles wat met ons gebeur is nie so lekker nie, nee, dit is so. Nee, hy sê ook nie alles wat met jou gaan gebeur gaan goed wees nie, maar die Here draai dit om. Hy draai dit om en laat dit ten goeie meewerk. Want weet jy, daar's 'n ewigheid saam met hom wat wag. En die Here gebruik hierdie kant van die graf om jou karakter te vorm, jou voor te berei vir die ewigheid saam met hom.
Dis die doel van hierdie lewe, is nie eintlik om soveel prestasies en dinge nie. Natuurlik, jy gee jou beste vir die Here, nê? As hy jou talente gee, dan oefen jy dit voluit. Maar as iemand nou die keer wen, dan is dit ook nie erg, dan gaan jy sê jy geluk, skud die hand. Nee, jy moet jy kan dit gaan sê. Verstaan jy? Want ek is, my Vader, my God het my lief, en hy aanvaar my, en ek kan rus, ek kan voluit lewe. Ek hoef nie altyd so onder druk te wees, al die ongeskrewe wette wat ek vir my sit, en ek moet daaraan voldoen, en anders voel ek 'n mislukking nie. Nee. Moet ook nie toelaat as familie daar kom kuier, nee, en 'n ouer broer of suster verwag van jou dit of dit. Moenie aan hulle vereistes voldoen nie, voldoen aan ons hemelse Vader se vereistes. As jy nou nie doen wat hulle wil nie, dis alright. God aanvaar my, nee, en hulle gaan respek kry vir jou. As dit 'n krisis is in jou huis. Maar dit is nie vir almal nie. Maar God het alles ten goeie meewerk. En baie keer weet ons nie mooi, maar waar is God se liefde in hierdie omstandighede? Nee, baie keer is dit maar soos as ons nou al klaar dink aan volgende jaar 'n graad eentjie wat deur pa en ma afgelaai word die eerste dag by skool. Maar dis nou al graad RR, dis ook eers meer graad 1 nie. Nee, en daai kind wonder maar hoe kan my pa en ma my hier los? Nee, is dit nie lief vir my nie? Nee, maar dan weet daai ouer ek moet dit doen dat die kind kan ontwikkel. Kan berei word vir die volwasse lewe en so berei die Here ons ook voor met alles wat met ons gebeur, berei hy ons voor, vir die ewigheid saam met hom. Jou karakter is belangriker as al prestasies en dinge en goeders wat jy bymekaar maak op aarde. Dat jy meer en meer die beeld van Jesus sal vertoon, meer en meer hy liefde van hom ontvang en dat deur jou vloei, deur jou terug na die Here toe en na die mense om jou. Dit is die belangrikste. Soos volmaakte liefde in Christus verdryf hy vrees. Raak ontslaaf van daai vrees van verwag straf, jy ontvang wat jy verdien. Dit is net genade. Alles is net genade. Dankie Vader, vir die liefde. Kom ons sê vir die Here dankie. Ja Vader, dankie Here, dat Jesus die vrees weggevat het in ons verhouding met U Here. Dat ons nie dinge hoef te doen om deur U aanvaar te word, of om U liefde te ontvang nie. Nee, U het ons eerste lief gehad. En Jesus het volmaak alles klaar in ons plek gedoen, dat ons nou net in U liefde kan ontvang en daaruit kan lewe, met die wete, my hemelse Vader aanvaar my, hy het 'n plan en doel met my lewe, hy het my lief, en dat ek in sy liefde kan lewe, dat sy liefde deur my vloei, na die mense om my en ook natuurlik terug, Vader aan U, want U het ons eerste lief gehad. Wat 'n wonderlike wete, dat ook, wat ook al vorentoe gebeur, my lewe is in U hande, en U het my lief, en aanvaar my volmaak in Christus alleen. Amen. Ja, ontvang die seën van die Here en gaan leef vanuit God se liefde en aanvaarding. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.